Vader, wat hoog bo in die hemel woon. U woord leer vir ons, u sit op 'n hoë en verhewe troon. U het 'n eysterscepter in u hand. U voer heerskappy. U regeer. Wind en see luister na u stem, hulle doen presies wat u sê. Ons is ook gewillig, Here. Ons wil ook vandag u hand op ons skouer voel. Ons wil ook weet en beleef dat die Here is naby. En daarom vra ons, Here, u wat alomteenwoordig is, wat ver hoog bo in die hemel woon, dat u ook in hierdie oomblik naby sal kom. Dat ons die teenwoordigheid sal beleef op 'n tasbare vlak, soos u mond open en met ons praat. Here, hierdie woord is nie die vaardigheid van menslike uitleg of wysheid nie. Dis u woorde. En ons beweeg vandag in 'n geestelike riem in. En my gebed is, Here, dat ons niks sal mis van dit wat u bestem het vir ons harte nie. En daarom staan ons as gemeente terug nou. Ons is stil, Here. En ons sê, spreek, Heer, u gemeente luister. Amen. Ek gaan ook nie die hele gedeelte vir u voorlees nie, net 'n kort gedeelte uit Rigters, hoofstuk 13, die laaste 2 verse. Ons het ook verlede week klein bietjie daarna gekyk. En die vrou het 'n seun gebaar en hom Simson genoem, en die kind het groot geword en die Here het hom geseën. En die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan, tussen Soria en Estahol. En dan gaan ons aan na hoofstuk 14 toe, ek lees die eerste 9 verse. Toe Simson afgegaan het na Timna, sien hy in Timna 'n vrou uit die dogters van die Filistyne. En hy het opgegaan en dit aan sy vader en sy moeder vertel en gesê, ek het 'n vrou uit die dogters van die Filistyne in Timna gesien, neem haar dan nou as vrou vir my. Maar sy vader en moeder sê vir hom, is daar onder die dogters van jou broers en onder my hele volk nie 'n vrou, dat jy heen gaan om 'n vrou uit die Filistyne, die onbesnedenis te neem nie? En Simson sê aan sy vader, neem haar vir my, want sy geval my. Met ander woorde, ek like haar. Maar sy vader en sy moeder het nie geweet dat dit van die Here kom nie, want hy het rede gesoek teen die Filistyne. In die tyd naamlik het die Filistyne oor Israel geheers. En Simson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna. En toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu brullende op hom af. Maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword en hy het dit verskeur, soos 'n mens 'n bokkie verskeur, sonder dat daar iets in sy hand was. Met ander woorde, hy het nie 'n mes of so iets gehad nie. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. Toe gaan hy af en praat met die vrou, en sy het Simson geval. En 'n tyd daarna het hy teruggegaan om haar te gaan haal. En toe hy uitdraai om na die dooie leeu te kyk, was daar 'n swarm bye in die dooie liggaam van die leeu, en heuning. En hy het dit uitgehaal in sy hande en aldeur geloop en eet, en sy vader en sy moeder gegaan en aan hulle gegee en hulle het geëet, maar dat hy die heuning uit die dooie liggaam van die leeu uitgehaal het, vertel hy hulle nie. Net tot sover die woord van die Here. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend.
Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Vriende, geseënd. Geseënd is elkeen van julle en geseënd is ons as gemeente, Psalm 103. Dis pragtig. My gebed is so dat die Here vanoggend vir ons ryklik sal seën deur sy woord. Julle sal onthou verlede week het ek vir julle 'n vraag gevra net voor die boodskap begin het jy hulle belofte gemaak wat jy nie gehou het nie en meeste van julle het julle hand opgesteek. Nou ons het 'n bietjie uitgewy daarop, maar nie veel met betrekking tot Samson se lewe nie. Nou Samson is 'n hartseer voorbeeld van iemand wat 'n belofte teenoor God gehad het, maar wat daai belofte nie nagekom het nie. Om die waarheid te sê, sy verhouding met die Here het Samson verwaarloos. En net die teks wat ons nou net gelees het, onderstreep dit. Vers na vers na vers. En dit is eintlik geweldig interessant, maar bietjie meer daaroor later. Nou, ons het ook verlede week vir mekaar gesê, toe ons aan die einde van die boodskap gekom het, oor daai deursettingsvermoë as 'n kind van die Here. Daai toewyding, daai lojaliteit aan die saak van die Here, om 'n onderneming te maak, in 'n sekere sin 'n belofte, maar nie 'n belofte nie, want 'n belofte is 'n groot ding, is 'n swaar ding, en jy moenie 'n belofte aan die Here maak nie, want ons as mense is breekbaar. En ons kan so maklik nie ons beloftes nakom nie. Maar wat ons gesien het van Samson se lewe is, dat Samson het begin met die goeie ding, wat die Here op sy hart gelê het om te doen, die saak, wat die Here in sy hand gegee het om te doen. En dit was 'n saak teen die Filistyne, en julle sal onthou, ons het dit nou net gelees, ook sy beoogde huwelik met hierdie Filistynse meisie van wie hy baie gehou het, wat natuurlik nie uitgewerk het nie, is 'n hele lang storie en julle het dit gaan lees. Maar ook dit was 'n saak wat die Here teen die Filistyne gehad het. So 'n baie dom ding wat Samson gedoen het, maar die Here het sy hand daarin gehad. So Samson het begin om hierdie goeie werk te doen, in 'n sekere sin om Israel te verlos uit die hand van die Filistyne, want die Filistyne het geheers oor Israel, en nie sonder rede nie, jy sal onthou, Israel was ongehoorsaam, hulle was op daai laagtepunt van die sirkel. Hulle het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en toe gee die Here hulle oor in die Filistyne, en toe roep hulle teen hom, julle red ons, en die Here sê, goed, ek gaan julle help, en hy stuur vir Samson. En so het die Here dan deur Samson op verskillende wyse en op verskillende plekke gewerk om die volk te verlos, maar Samson het nie sy taak voltooi nie. Sukses het aan die deur geklop vir Samson. Hy was 'n beginner, maar hy was nie 'n wenner nie. Dit is hartseer om te sê, hy het begin om Israel te verlos, maar hy het nie die taak klaar gemaak nie. En wanneer ek hierdie vraag vra, en ek bevestig dit oor en oor, dan vra ek net vir myself ook die vraag. Wanneer ek kyk na die kerk, en ek kyk na die volk van die Here Jesus Christus wêreldwyd, en dis nie natuurlik noodwendig jy nie. Ek praat van die kerk wêreldwyd. Hoekom is daar so baie kragtelose Samson Christene in die kerk vandag? Want waartoe ons in staat is deur die krag van God, is baie meer as wat ons reg kry en wat ons doen. So ek los net die vraag by u, en miskien moet jy vir jouself vra, want onthou, ek moes ook met hierdie boodskap en hierdie navorsing omgaan, ek moes myself vra, ek moes ook op my knieë gaan en bid tot die Here en smeek vir genade, want ook ek het hulp nodig van die Here, om nie net 'n Samson te wees wat begin nie, maar 'n Samson wat klaar maak in die krag van die Here. En ek moes ook my swakheid voor die Here bely, en daarom los ek hierdie vraag by jou vandag, en ek gaan nie verder daarop uitwy nie. Hoekom is daar so baie kragtelose Christene in die kerk vandag en in die wêreld daar buite? So vriende, julle weet nou, die van julle wat nou al 'n rukkie saamkom, weet ons is besig met die voëlvlug oor Handelinge, en ons is nie besig met 'n vers vir vers verklaring van Handelinge nie. Dis 'n voëlvlug van bo af om af te kyk hoe die Here kragtig deur sy gees in die lewe van sy kinders en die apostels gewerk het, en die dinge wat hy gedoen het in die tydperk van die Handelinge, kort na Pinkster uitgebreek het, en daardie wonderlike herlewing onder die volk uitgebreek het.
En ons het gesien, daar het fenominale dinge gebeur. Maar die core, die kern daarvan was die opstanding van Jesus, die verkondiging van die goeie nuus en mense wat tot bekering kom en hulle self toewy aan die saak van die Here. En toe kom die Here en hy derail my met respek gesê deur Samson. Nou Samson is nie in Handelinge nie, hy is in die Ou Testament. Maar hier in die Ou Testament vind ons ook 'n voorbeeld van hoe die Here deur sy gees met groot krag in iemand se lewe werk. En dis hoekom ons uiteindelik toe nou geland het by Samson. So, vandag staan ons stil by Samson en die geheim van sy groot krag. Nou, verlede week het ek gesê, Samson was gekies vir 'n reuse taak. Onthou julle dit? Nou, jy was ook gekies, en ek ook, in die naam van die Here, vir 'n reuse taak. Nou, ek wil hê jy moet dit saam met my sê. Net so dat ons dit kan onthou. Ons gaan nou sê, ek gaan 3 tel, dan sê ons, ek is geroep vir 'n reuse taak. Net laat ons dit besef, laat dit insak na my hart toe. En ek hoop jy gaan dit glo, want dit is waar. 1, 2, 3. Ek is geroep vir 'n reuse taak. OK. As jy dit vergeet, skryf dit dalk neer. Nou, ongelukkig het Samson nooit daarin geslaag om sy God opgelegde taak te vervul nie. Anders as wat ons baie keer glo en hoor van Samson. Maar luister, ek vat u net weer terug na Rigters 13 vers 5. Die Here het vir ons dit laat opteken en hy sê, want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareër van God wees. En hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Hartseer woord. Begin verlos. Hy sal dit nie klaar maak nie. En net so 'n invoegsel. Glimlag saam met my. Want daar's hoop. Hoekom is daar hoop, vriende? Want Samson het nie klaar gemaak nie. Is 'n bietjie sad. Maar weet julle, is ook goed hy het nie klaar gemaak nie, want anders was Samson die ou. En hy's nie die ou nie. Wie is die een wat gebore was, wat die verlosser van die wêreld sou word? Jesus. Dit is hy. Onthou dit maar net. So ek wil net graag vandag, voor ons enigstens verder gaan, bevestig waar Samson se krag nie was. Want daar's 'n paar plekkies wat ons gedink het, omdat ons in die sonnaskool was en die onderwyseresse die klas so mooi aangebied het, en die prentjies vir ons gewys het in die kinderbybel, het ons altyd gedink dat Samson is hierdie groot sterk ou, né? En ja, hy was toe nog nie so great gewees nie. Wie van julle het al daai foto's gesien, die voor en na foto's van bodybuilders? Die before and after, né? Ja, ons het ons daai foto's gesien. Die before prentjie wys ons altyd daai maar tingerige bleek siel en hy lyk sommer hartseer ook. En hulle het vir hom gesê, jy weet, jy moet nou sleg lyk vandag. En hy steek ook die bietjie spiere wat hy het, steek hy so weg. En dan neem hulle 'n foto. Maar dan, die after foto. Nadat hy daai wonderpoeier gedrink het, of die spesiale drankie, of die dieetplan met daai 2 of 3 basiese oefeninge. Jy moet net dit doen. Jy weet, dan gaan jy spiere kry. En dan wys hulle die foto, en dan staan die man daar met bulte op plekke waar jy nie eens gedink het 'n mens het 'n spier nie. En ek dink baie keer dink ons, dit was Samson. Maar dit was nie Samson nie. Ek het 'n sterk vermoede Samson was 'n tingerige ouetjie. Ek het 'n sterk vermoede hy was so maar soos ek. En dalk nog kleiner, met niks spiere nie. Want anders te kon Samson al die eer gevat het omdat hy die hele tyd in die gym is. En dis hoekom hy groot goed kon gedoen het, né? Ek meen as ou gym word jy sterk. Ek het 'n vermoede hy was baie tingerig, baie maar. En daarom moet ons vanoggend sê waar Samson se krag nie was nie. Samson se krag was nie in sy arms nie. As jy baie bicep curls doen, ouens, dan kry jy 'n groot biceps hierso.
maak jy so vir die meisies en joep, dan staan hulle so op. Ek het 'n vriend, en daai vriend van my is baie maarder as ek, hy is heel wat korter. En ek onthou op seminarium toe ons saam studeer het hy een keer gesê, hy sê, het jy al jou naam oor 'n berg gehoor? Ek sê, nee, ek het nie. Hy sê, Tiaan! So, wanneer ons kyk na Samson, vriende, sy krag was nie in sy arms nie. Alhoewel hy 1000 Filistyne doodgemaak het met daai arms. 1000 Filistyne. Jy kan gaan lees as jy my nie glo nie, maar ek dink die van julle wat julle huiswerk gedoen het, sou by Rigters 15 vers 15 gesien het, dat Samson 1000 Filistyne doodgemaak het met daai arms van hom. Maar dit was nie Samson. In die tweede plek, Samson se krag was nie in sy rug nie. Nou, daar's 'n klomp oefeninge wat jy kan doen vir jou rug, en op hierdie stadium het ek 'n bietjie seer rug, so ek moet al 'n paar oefeninge doen vir my rug. Maar jy weet, as jy daai bodybuilder so van agteraf kyk en jy sien daai rug wat so gesny is met daai vlekkies wat so uitkom, dis iets dramaties, maar Samson se krag was nie in sy rug nie. Al het hy die deurposte van die stadspoorte van Gaza uitgeruk en op sy rug gedra. Ek weet nie of julle die teks raak gelees het nie. En op sy rug gedra teen die berg uit wat oorkant Hebron was. Nou, ek weet nie wie van julle is bekend met berg en bergklim nie, om net teen 'n heuweltjie, ek en Ronel het nou onlangs net 'n styl paadjie geloop daar in Oos-London, naby die plek waar ons by Oom Ollie gaan kuier het, net so 'n styl paadjie, en toe besluit ons nie, as ons weer gaan ry ons by die kar. En Samson stap nie net teen die berg uit nie. Hy vat daai deure en hy sit hulle op sy rug en hy loop teen die berg uit met daai deure. En as julle gewonder het, ja, dit is nou Rigters 16 vers 1. Ek kan nie vir julle sê met sekerheid nie, maar die geleerdes wat hierdie goed ondersoek, is almal eens dat die deure van daai stad van Gaza was ten minste 'n paar ton in gewig. Daar's van hulle wat beweer tot en met 4 ton. Dis wat Samson op sy rug gesit het. Maar Samson se krag was nie in sy rug nie. Derdens, was ook nie in sy hare nie. Laasweek 'n bietjie gesels oor die Nasareer belofte en die lang hare en die rede daarvoor. Maar nou sê julle vir my dominee, maar ons lees daar in Rigters 16 vers 18 tot 21 toe hulle sy hare afsny, toe raak hy swak. Swak soos 'n lammetjie. So met ander woorde, sy krag was in sy hare gewees. Nee, net was nie in sy hare gewees nie. Al het hy swak geword toe sy hare afgesny was. Samson was alleenlik sterk wanneer die krag van die Here oor hom vaardig geword het. Om net sy hare af te sny was nie eintlik dit wat hom swak gemaak het nie. Om die waarheid te sê, die gees van God het hom verlaat die oomblik toe sy hare afgesny was. Hoekom? Hoekom het die Here hom verlaat toe sy hare afgesny word? Vriende, dit is 'n lang pad van ongehoorsaamheid. Volgende week bietjie daaroor gesels. Die lang pad van ongehoorsaamheid. Niemand val sommer net in sonde nie. Dit werk nie so nie. Maar die gees van God het Samson verlaat omdat hy sy Nasareer belofte verwaarloos het, omdat hy sy verhouding met sy hemelse Vader verwaarloos het, omdat hy min gedink het van die belofte wat oor hom uitgespreek is en die taak wat die Here in sy hand gesit het. Nou sê julle vir my dominee, maar hoekom? Waar kom jy aan hierdie dinge? Wel, as jy net saam met my kyk na Rigters 14 vers 5, toe hy by die wingerde van Timna aangekom het, wat het ons gesê van die Nasareer? Die Nasareer moenie druiwesap drink nie. Die Nasareer moenie druiwe eet nie. Die Nasareer moenie wyn drink nie. Die Nasareer moet niks te doen hê met die wingerdstok nie. En tog lees ons daar bevind Samson hom in die druiwepreel, tussen die druiwe. Rigters 14 vers 8, toe hy aan die karkas van die dooie leeu gaan krap het vir 'n bietjie heuning. Wat is die ander ding van die Nasareer belofte wat jy nie mag doen nie?
Jy mag nie naby 'n dooie ding kom nie. Hoekom? Want as daar 'n dooie ding is, dan is jy betrokke. En die Nasareër is gewy aan die Here. Hy moenie betrokke raak nie. En daarom moet hy verbystap. Verskeer die leeu dan, want die leeu het uit die bos uit gekom en los hom daar. Wat gaan soek hy by die karkas? Wat dink hy van sy verhouding met God? Wat gesê het, jy's 'n Nasareër, jy mag nie by dit kom nie. Nie Samson nie. Samson is ongehoorsaam. Vriende, so die voorbeelde is opgestapel van hoe Samson ongehoorsaam was in sy verhouding met God. En dan praat ek nie eers van, wat is daai bekende vrou se naam in Samson se lewe? Ons almal ken ons daai naam so goed. Delila, ja, julle is baie slim. Rigters 16 vers 17. En toe hy uiteindelik vir Delila die geheim van sy groot krag en van sy hare vertel. So dit is duidelik vir my vriende, dit is duidelik soos daglig. Samson het God nie respekteer nie. En daardie intieme verhouding het hy verwaarloos. En daarom, toe sy hare afgeskeer word, toe verlaat die Here hom. Want die Here het gesê, tot hier toe, en nie verder nie. Ek laat nie met my mors nie. Julle, God is 'n jaloerse God. Hy laat nie met hom mors nie. Hoe ver sal ons gaan in ons wegdwaal van die Here, voordat die Here opstaan en sê, weet jy, my kind, tot hier toe. Ek gee jou oor in die hand van die Filistyne. Samson het nie erns gemaak met sy verhouding met die Here nie. Ek vra, doen ons? Kan ek jou maar vra vanoggend, maak jy erns met jou verhouding met die Here? Hoe gedissiplineerd en toegewyd is jy in jou wandel met Jesus? Samson het baie foute gemaak. 'n Klein boekie daar op my rak, is 'n klein kommentaartjie, deur J. Vernon McGee, hy is al lankal oorlede. Hy skryf die volgende, hy sê, even though many people have pictured Samson as a big bruiser, he was probably one of the worst sissies in and out of the Bible. He had long hair, he was a riddle maker, he played pranks like a schoolboy. He allowed women to make a fool of him. He was not a he-man. He was not the strongest man in the Bible. He was the weakest man. This fellow was tied to his mama's apron strings like a sissy. And that is exactly what he was. Then when the Spirit of the Lord began to move him, he was strong. When the Spirit was not upon him, he was as weak as water. Ek dink Samson was baie soos ek en jy. Ons begin sterk. Ons begin vinnig. Ek onthou een keer, Dewan was nog op skool gewees. En hy het altyd deurgedrink so na die volgende kringe van die atletiekgoeters. En ons was hier by Vryheidsby gewees en nou ja, hy het ingekom vir langafstande of so iets 1500. En die kinders weet ons nie eintlik veel van hardloop nie, ek ook nie. En ek het net daai dag vir hom gesê, ek sê moet asseblief nie vinnig hardloop aan die begin nie. En ek sê jy kan maar vinnig hardloop by die 200 meter net voor die wenstreep, dan kan jy maar vinnig hardloop. Nou ek sou nie eens meer krag gehad het in daai tyd nie. Maar ek onthou dit so goed, hy is so ver agter geraak, shame. Ek het hom eintlik jammer gekry. En daar op die 200 meter, julle toe begin hy hardloop. Maar hy sny 'n lyn oor en hy trek en hy gaan verby al die ander kinders en al die mense op die paviljoen staan op en klap met hande. Ek dink ons as Christene, ons moet dalk meer gedissiplineerd wees in ons wandel met Jesus. Moenie nou vandag die wêreld wil versit nie. Maar vat dit tree vir tree, vat dit dag vir dag. Bybelstudie vir Bybelstudie, gebed vir gebed. Dag vir dag saam met Jesus. En Here, gee my die krag om vir U 'n ligstraal te wees.
En dan daar op die 200 meter, wanneer jy agterkom, jy sterk nou. Wanneer jy agterkom, jy's fiks. Ek sit Vrydag, ek en Louis daar by oom Piet en kuier, en oom Piet het so tyd terug begin om skriftekste te memoriseer, wat hy geleer het toe hy 'n kind was. Ek sê nou 'n kind nie, jong man. Nou oom Piet, maar oom Piet se sig is besig om te gaan, hy kan nie meer mooi sien nie. En hy's benoud, wat gebeur as ek niks meer kan sien nie, hoe gaan ek Bybel lees? En so begin hy skrif memoriseer, en Louis, oom Piet het 'n paar uitgehaal, né? Hy het 'n paar van hulle uitgehaal Vrydag. En miskien is dit wat ons moet doen, miskien moet ons nie so Samson wees nie. Hy het goed begin, maar sleg geëindig. Miskien moet ons stadig begin en goed eindig. Deurdruk, toegewy, tot die einde toe. Daai selfe J. Vernon McGee skryf die volgende, hy sê, the people in Samson's day wanted to know the source of his strength. They did not realize that God chooses the weak things of this world to accomplish his purposes. En daai het my aangegryp toe ek dit lees. Dit was nie Samson nie, dit was God. En dis die boodskap wat ons vandag wil hoor, dit was nie Samson nie, dit was God. Dit was nie jy nie, dit was God. Dit was nie waartoe jy in staat is nie, dit was God. Dit was nie wat jy gebring het nie, dit was God. Dit was nie wat jy in die sakkie sit daar agter wanneer jy by die deur uitloop nie, dit was God. En vriende, as ons daai kan aanleer, wat 'n wonderlike wandel saam met die Here Jesus sal ons nie hê nie. Ek dink miskien moet ek u vandag net so vir 'n oomblik terugneem na die Nuwe Testament. Paulus skryf in Filippense 3 vers 12 tot 14 en hy sê die volgende, hy sê nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna. Ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Nou sien ek weer Dewan hardloop op daai 200 meter. Ek jaag daarna of ek dit kan gryp. Hoekom? Nie vir 'n prys nie. Hy gee die rede, omdat, kan julle sien, lees gou saam met my, omdat ek die prys wil verkry wat daar in Jesus is. Enige iemand saam met my in die skrif? Nee. Want dan sou julle my gestop het nou. Want dis nie wat daar staan nie. Enige iemand wat belangstel om saam met my na Filippense 3 vers 12 toe te gaan? Jy sal goed doen as jy doen. Ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Wat is die rede? Omdat ek ook deur Christus gegryp is. Ek is dankbaar vir my verlossing. Ek is dankbaar dat ek nie verlore is en op pad hel toe. Here, dankie. Ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou wonder ek of enige iemand van ons onthou wat ons daar reg aan die begin van die boodskap gesê het. Ek is gekies vir 'n reuse taak. En hier sit die hoë roeping van Christus, van God in Christus Jesus. Nou as jy saam met my wil blaai na Filippense 4, want Paulus skryf nog 'n interessante ding ook in dieselfde brief. Filippense 4 vers 11 tot 13, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En wat sê Paulus dan? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En nou wonder ek net so 'n klein bietjie. Ek het gelees van 'n jong seun,
wat te hore gekom het van Moeder Teresa, gesien het die wonderlike werk wat sy gedoen het onder die mense daar waar sy gebly het. En ek weet sy's nou 'n Rooms-Katoliek en ons het nie sekerheid oor haar verhouding met die Here nie. Ek kan nie enige uitsprake lewer oor dit nie, maar dat sy goeie werk gedoen het, definitief, wêreldwyd, en sy is bekend daarvoor. En toe hierdie jong seun van haar leer, toe het hy vir haar 'n briefie geskryf en vir haar gevra, wat kan hy doen om ook soos sy 'n groot verskil in die wêreld te maak? Die briefie seël opgesit en weggestuur Kolkata toe. Met groot opgewondenheid gesit en wag op haar terugvoer, sodat sy vir hom sal vertel wat kan hy doen om ook 'n groot werk vir die Here te doen. Maande het verby gegaan, maar niks. Geen brief in die pos nie, niks. Half teleurgesteld, wonder nou maar eendag toe kry hy die brief. En toe hy sien waar dit vandaan kom, toe is hy baie opgewonde. En met groot energie en dankbaarheid en opgewondenheid skeer hy die brief oop en hy haal dit uit om net een klein sinnetjie te vind met 4 woorde. Find your own Calcutta. Vriende, ons is geroep vir 'n reuse taak. Julle sê, dominee, moet ek ook 'n dominee word? Moet ek 'n sendeling wees? Moet ek my werk bedank? Moet ek nou iewers na 'n ander land toe gaan? Here, moet ek inskryf vir teologiese studies? Here, wat moet ek doen? Want U sê ek is geroep vir 'n reuse taak. Nee. Gaan terug werk toe. Gaan terug skool toe. Gaan doen dit wat jy elke dag doen. Maar maak daar 'n verskil. En deur die krag van God se Heilige Gees sal hy vir jou in staat stel. Sal hy beweeg. En dan is dit nie Samson nie, maar dit is God. En is dit nie wat ons wil hê? Wil ons nie hê dit moet God wees nie, dat hy die eer kry. Een laaste vers waarmee ek afsluit. Paulus het ook geskryf in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 25 tot 31. Ek gaan nie alles lees nie. Ag, miskien moet ek tog maar, net ter wille van die konteks. Laaste skrifgedeelte vir vanoggend. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitgekies. En wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, en hier is jou uitklophou, die wat roem, moet in die Here roem. Ek gee vir julle 'n klein leidraad vir volgende week se boodskap. Volgende week gaan ons kyk wat is die geheim van die feit dat Samson gefaal het in sy taak. En 'n klein geheimpie. Gaan lees weer daai gedeeltes. Rigters 13 tot 16. Alles wat Samson gedoen het, was vir eie eer. Was vir homself, was nie vir die Here nie. 'n leidraad. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het vanoggend in hierdie boodskap duidelik gesien dat ons is geroep vir 'n reuse taak. En miskien is ons oorweldig, ons weet miskien nie heeltemal presies hoe om hierdie taak aan te pak en hoe om dit te doen nie. Maar dan aan die ander kant, Here, het ons die woorde van Paulus wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Here, help ons om te wag op die groot krag van God uit die hemel
voor ons enige iets doen. Ek dink nou so, Here, aan die beerdkrag vanoggend, toe ons musikante hier opdaag. Net na 8, toe sit hulle hier op die verhoog, elkeen agter hulle instrument, elkeen agter 'n mikrofoon, gereed om die werk te doen wat hulle moet doen. Maar hulle wag. Hulle maak nie musiek nie, hulle sing nie, hulle wag. Vader, waarvoor het hulle gewag? Hulle het gewag vir die krag om aan te kom. En Vader, toe die krag aankom, toe juig ons, toe's daar ligte, toe's daar klank, toe's daar alles werk. Here, ek wonder maar net of ons nie partykeer 'n bietjie te vinnig te werk gaan nie. Of ons dalk nie wag op die krag uit die hoogte nie. En daarom wil ek vra, Here, dat ons nie vandag sal wegspring met volle vaart nie, maar dat ons eerder onsself sal bekwam, dat ons eerder onsself sal verdiep in ons verhouding met U, eerder daardie groot gawe wat U aan ons toevertrou het, sal koester, en onsself sal ingrawe in ons verhouding met U. En Here, daar op die 200 meter, daar wanneer die krag aankom, daar wanneer U Heilige Gees sê, dit is nou, dat ons dan in daardie oomblikke kragtige getuies vir U sal wees. En daarom vra ek, Here, soos ons hierdie diens afsluit, selfs met ons laaste lied, dat U Gees vaardig sal word oor elke een van ons, dat U ons sal stuur en lei op die plekke waar U ons geplaas het, en dat ons daar 'n verskil sal maak. Ek bid dit in Jesus naam, en ek sê al reeds vir U baie dankie. Amen.